'n Man, kom ons noem hom Pieter, het 'n splinternuwe sportsmotor as geskenk van sy broer ontvang. Eendag, nadat hy inkopies gedoen het, het hy teruggestap na sy motor toe en 'n jong hawelose seentjie naby die blink nuwe voertuig sien staan. Die seun het met groot verwondering daarna gestaar. Toe Pieter nader stap, vra die seun skaamweg: "Askies meneer, is hierdie u motor?" "Ja, dit is," antwoord Pieter. "My broer het dit vir my gegee. Dit was 'n geskenk." Die seun se oë het groot geword by die gedagte aan so 'n ruim en duur geskenk. "Wow," sê hy, "dis ongelooflik. Ek wens, maar voordat hy sy sin kon klaarmaak, glimlag Pieter en sê: "Ek weet seun, jy wens jy het 'n broer soos dit." Nee meneer," antwoord die seun vinnig, "dis nie dit nie. Ek wens net ek kon 'n broer soos dit wees." Een van die redes waarom Jesus gesê het, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang, is omdat jy eers moet hê, voordat jy kan gee. Jy kan nie gee as jy niks het nie. Net soos Abraham word ons geseën, sodat ons ook verander tot seën kan wees. Dink nou aan maniere waarop jy ook so 'n broer kan wees. Jy hoef nie ryk genoeg te wees om 'n sportsmotor weg te gee nie. God vra net dat jy kyk na wat hy reeds in jou hande geplaas het, groot of klein, baie of min, en dit te gebruik om ander te seën. Terwyl ons God se tiendes en belofte offergawes teruggee, laat ons onsself laaste plaas en God eerste.